Goeiemôre, welkom by Saldanha Gemeente se erediens op die 3de Adventssondag, die Sondag van vreugde. Mag die Gees jou vreugde teen vreugde ingee. In die skadu van die Allerhoogste sal ek steeds my skuiling vind. Hy is naby my, ek kom naby U, soos 'n boom dig by 'n waterstroom, vind ek my lewe net by U. Hy is naby my, ek kom naby U, nader, steeds nader, ek smag na U, soveel meer van U, nader, veel nader, groei ek aan U, U is nader as my siel. Die koue van die winternag voel ek die liefde soos 'n vuur. U is naby my, ek kom naby U. En my rou as twyfel om my val, weet ek U los my nooit alleen. U is naby my, ek kom naby U, nader, steeds nader, ek smag na U, soveel meer van U, nader, veel nader, groei ek aan U, U is nader as my siel. Wees met alles wat jy is vrolik en bly. Die Here het 'n einde gemaak aan ons straf. Die Here is by ons, moenie bang wees nie. Moenie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Here is Immanuel, God met ons. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor ons en oor alle mense. Amen. Die Here verwelkom jou in sy sitkamer en groet jou met feesvreugde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal
Kom ons bid saam. Jesus ons Here, ons loof U. U is die een vir wie die graf nie gevange kon hou nie. Ons loof U en aanbid U omdat U sterker is as die duiwel en die dood. Dankie, dankie, dankie dat ons daarom kan weet dat ons werklik vir niks hoef bang te wees nie. Want U lewe en U is met ons al die dae tot wanneer U ons ook tot die nuwe lewe opwek. Amen. Ons skriflesing is Filippense 4 vers 4 tot 7. Julle behoort aan die Here, daarom moet julle altyd bly wees. Ek sê dit weer, julle moet bly wees. Julle moet vriendelik en geduldig wees met al die mense, want die Here sal gou weer kom. Julle moet nie bekommerd wees nie. Julle moet ernstig bid tot God. Julle moet vir hom sê wat julle nodig het en julle moet vir hom dankie sê daarvoor. Julle behoort aan Christus Jesus. Daarom sal God vir julle vrede gee. Vrede wat baie beter is as enige iets waaraan mense kan dink. Vrede wat die dinge beskerm wat julle dink. Tot sover. Hulle sê jy huil 2 keer as jy Saldanha toe kom. 1 keer as jy kom en 1 keer as jy weggaan. Nou, ek dink hulle jok, want ek het baie gehuil toe ek hier naartoe gekom het. En ek huil nou baie dat ek weggaan. Oor die 5 jaar wat ek hier was, as ek eerlik mag wees, was daar ook baie trane, baie blydskap, maar ook baie trane. My gemoed is geneig om te spring tussen op en af, en partykeer is hartseer bloot net deel van hoe ek gemaak is. Dan lees jy 'n teks soos Filippense 4 vers 4, wat sê, verbly julle in die Heer, ek herhaal, verbly julle in die Heer. Nou, ek het toe ek hier aangekom het in Saldanha 5 jaar terug, daardie teks, my eerste preekteks gemaak. En ek het gepraat oor die manier waarop joy en fun 2 verskillende goed is. Oor die manier waarop ons nie moet dink dat ons altyd pret moet hê nie, maar dat ons vreugde moet hê. En dat dit so verskil. Nou 5 jaar later vroeg ek nog steeds. Ek weet ons 'n verskil tussen joy en fun. Maar hoe het ek vreugde wanneer my gemoed bloot net sak? Hoe het ek vreugde as die wêreld rondom my so verander dat ek dit byna by tye nie kan herken nie? Hoe het ek vreugde wanneer ek nie meer veilig in my eie huis voel nie? Hoe het ek vreugde wanneer ek 'n geliefde afgestaan het aan die dood? Hoe het ek vreugde as ek gediagnoseer is met 'n ernstige siekte? Hoe het ek vreugde as 'n verhouding met eens vir my so baie saak gemaak het ewe skielik eindig? Verbly julle in die Heer, sê die teks. Ek wil nie vandag maak asof dit maklik is en een of ander Christen sousie gooi nie. Ek wil nie sê dat ons moet nou maar net bly wees nie. Maar oor die afgelope 5 jaar het ek wel die volgende geleer. Ek het geleer dat wie ons is nie ons omstandighede nie, maar wie ons in God is. Dit sê die doop vir ons. Ons lees ook dat wanneer ons swak is ons sterk, want God se genade is vir ons genoeg. So eerstens, ons kan verbly in die Here, want ons omstandighede is nie bepalend tot wie ons is nie. Ek het ook geleer dat ons nie so erg bekommerd moet wees oor die tye wanneer ons wel hartseer is nie. Daar is 'n tyd om te lag en 'n tyd om te huil. By Lazarus se graf huil Jesus. En ons lees ook dat ons staan huil saam met hulle wat huil en lag saam met hulle wat lag. Huil is gesond, hartseer is soms nodig. En so laat ons nie hartseer wegpraat nie, want ook hartseer kan oomblikke wees waar ons God ontmoet. Beteken dit ons moet net oorgee aan hartseer? As dit waar is, wat beteken dit dan om te verbly? Ek weet nie altyd nie. Ek het iewers gelees dat iemand sê dat dit gaan oor defiance. Nou die Afrikaans vir defiance is of uittart
of trotseer. En ek hou van al twee daai woorde. Uitdart sê so half kom. Bring jou beste, kyk bietjie. En trotseer is, hierdie is groot. Dis okay. Ek kan hier instap. Om te sê dat ons moet verbly in ons moeilike omstandighede is nie om goed te onderdruk nie. Dit is om te sê, ek sal hierdie trotseer. Ek sal die wêreld se mag oor my en my gemoed uitdart en sê, doen jou beste. Want ek glo immers dat God by ons is. Die teks sê dat ons in gebed met danksegging ons hartsbegeertes aan God moet bekend maak. En ek meen as daar een ding is wat ek die afgelope 5 jaar regtig vir my uitgestaan het, dan sê dat gebed is nie die vending machine wat vir ons gee wat ons wil hê nie. Dis nie die towerwoorde wat maak dat alles goed gaan nie. Gebed is om na God toe te draai. En wanneer ek na God toe draai ek my rug op dit wat my vasvang. Ek hou daarvan om te dink dat wanneer ons in joy lewe, wanneer ons onsself verbly, dan is dit hierdie act of rebellion, hierdie rebellie. Dit sê jy sal nie die laaste sê nie. Ek weet nie altyd hoe om vreugde te vind op my eie nie. Net gisterand het ek weer daar gedink. En al wat ek kan sê is dat ek glo regtig dat verbly sê, ek's nou hartseer, maar hartseer sal nie die laaste woord hê nie. Hartseer sal die komma of die komma punt wees, maar dit sal nie die punt wees van my sin of my storie nie. Om te verbly in die Here is om te verbly in die ene wat joy to the world was. 'n Joy wat aan die kruis moes gesterf het. Maar dit is 'n vreugde omdat ons weet dat God verstaan. Omdat ons weet dat God teenwoordig is. En vreugde omdat ons weet dat ons trane weer afgevee sal word. Maak julle begeertes in gebed en danksegging aan God bekend en die vrede wat alle verstand te bowe gaan sal by julle wees. Nou die dag by die Kersangdiens was daar hierdie sinnetjie, ek het dit nie self geskryf nie, iemand anders het. Vrede is nie omstandighede of 'n gevoel nie, maar 'n mens, 'n persoon. En daai vredevors het afgekom aarde toe. Laat ons vandag, wanneer ons dink oor vreugde, besef dat ons vrede en vreugde kan hê, want Jesus het afgekom en die hele spel verander. As jy een van daai mense is, wat soos wat my landlady sê, die sunshine gene het, wat vreugde voor natuurlik kom, wil ek vir jou sê, dis wonderlik. Deel dit met ander. Dit kikker ons wat meer sukkel op. En dis 'n gawe, gebruik daai gawe, nie om vir ander te sê hulle moet gelukkig wees nie, maar om vir ander te help sien dat hulle gelukkig kan wees. En dan, wanneer jy dalk sukkel met vreugde, wil ek jou nooi om te dink aan vreugde as die punt, en die pyn, vrees, angs, hartseer as die kommapunt. Om na God toe te draai gaan nie ons omstandighede verander noodwendig nie, dit gaan nie noodwendig verander hoe ons voel nie, maar dit gaan ons visie verander. En solank as wat ons weet waarom te kyk, maak dit bietjie makliker om te loop. My gebed vir die gemeenskap, vir die gemeente, is dat julle in vreugde sal lewe. Nie 'n oppervlakkige vreugde nie, wat nie eerlik en vulnerable ag is nie,
maar 'n vreugde wat sê ons is geanker in iets groter, ons kry ons identiteit in iemand groter, en ons veg saam. Ons is defiant, ons lig ons ken op en ons veg teen die dinge wat ons wil oorweldig. Op die einde van die dag is ons die liggaam van Christus. Wanneer ons sê dat Christus vreugde vir ons gee, mag ons as liggaam ook vir mekaar vreugde gee, mekaar ondersteun, saam met mekaar wees. Mag jy beleef dat God nie net vir jou 'n lewe wil gee nie, maar 'n lewe in oorvloed. En mag jy defiant wees, veg, rebels wees, om met alle mag uit te vind wat dit beteken. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Dat God julle liefhet, sal julle nie vergaan nie. Sy ontferming is elke môre weer nuut. Die genade van die Here Jesus Christus, wie se opstanding ons hoop waarborg, en die liefde van die Vader wat ons veilig bewaar, en die krag van die Heilige Gees wat ons laat vashou, is in hierdie moeilike tye by jou. Amen.